Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, is die 4de Junie 2025. My naam Dani Gerber en hierdie is weer eens 'n spesiale dag, Wat se dag is hierdie? Daar's hy, petroldag. Maak seker jy kry jou petrol, my boetie en sussie. Ons is nêrens in God se woord het ek sê dat jaar staan van 'n krywe nie. Ons gaan nie mekaar rondstoot nie. Ons hou mekaar te lei. So raak ingeskakel. God se woord sê moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie. So jy wat by die huis sit en dink is nie nodig om kerk toe te gaan nie, raak gehoorsaam. God hou van gehoorsaamheid. So maak seker jy kom by die huis van die Here. Halleluja. Ek gaan vandag 'n bietjie gesels met ons oor sal jy staande kan bly. Nou God se woord sê ook vir ons dat daar's niks niets nie. Alles wat was sal weer wees. En ons kan maar rondom ons kyk, ons kan sien hoe word kinders van die Here vervolg? Hoe word Christene vervolg? In die Bybelse tyd, en voor Christus en gedurende Christus op die aarde was, hoe was mense nie vervolg gewees vir die evangelie nie? Hulle was in gevangenisse gegooi. Hulle was doodgemaak. Hulle was gemartel. En ons kan weet, en ons het al gehoor, en as jy gaan Google, dan gaan jy sien waar op party lande gebeur dit wel weer. En ons is gelukkig nog, ons kan nog met ons Bybel onder ons arm loop in die middel van die straat en jy kan niks oorkom nie. Maar daar's lande waar jy dit nie mag doen nie. En dan word jy gevang en jy word in die tronk gegooi. Jy word al jou kop afgekap vir die evangelie van Jesus. So nou is die vraag, sal jy staande kan bly as dit na Suid-Afrika toe kom? As dit na ons toe kom en ons mag nie meer die Here dien nie. Nou daar's 'n gedeelte in God se woord wat vir ons 'n baie goeie voorbeeld is van staande bly. En dit is die boek van Daniël, Daniël in die leeukuil. Ons gaan kyk daarso in Daniël 6. Nou ek gaan net hierso 'n paar versies lees van Daniël 6 hier vanaf verse 2. En dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees en oor hulle 3 ministers van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo al die ministers en die landvoogde uitgemin, omdat 'n voortreffelike gees, nou die voortreffelike gees is God se heilige gees, dit is al wat dit was, wat in hom was. So daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te finde was nie. Daarop het hierdie manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. En hierdie manne het uit hulle pad uit gegaan om hom aan te kla teen sy godsdiens. So as julle verder gaan lees, gaan julle sien daar dat hierdie koning Darius moes toe 'n bevelskrif skryf om te sê, niemand mag tot hulle God bid en raad vra nie, behalwe vir die koning. Nou hierdie manne was slinks gewees en hulle het gedink, dis hoe hulle ontslaag gaan raak van Daniël. En as julle verder gaan lees, sal julle sien dat Daniël het soos ouer gewoonte 3 maal 'n dag in sy bovertrek gegaan. Hy het nie die vensters toegemaak nie, hy het nie onder die bed gaan lê nie. In die ope het hy God aanbid 3 keer 'n dag en hy het gelofprys en die Here gedien. En hierdie manne het hom gaan aankla. En koning Darius was baie hartseer omdat hy nou nie teen sy woord kan gaan nie. Hy het gesê dat as jy hom nie gaan raadpleeg nie, gaan jy in die leeukuil gegooi word. En dis presies wat hulle met Daniël gedoen het. En ek het hierso 'n belangrike stukkie wat ek gelees het. En verse 21 kom die koning toe die volgende oggend by Daniël by die leeukuil. Hy sê, en toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig vereer in staat om jou van die leeu's te verlos? So is jou God wat jy dien in staat om jou te verlos? Kan jy staande bly op jou geloof? Ja, want baie van ons sê, ja, ek dien die Here, maar ons hou vas aan aardse goeders en ons hou vas aan ons manier, want ek dien die Here op my manier. Nee,
Dien jy die Here op God se manier? Dit is die God wat jy moet dien, nie die God wat jy dien op jou manier nie, want dan dien ek en jy die verkeerde God. So, hierdie Daniël het vasgestaan in sy geloof. Kan jy vasstaan in jou geloof? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie weer eens, Here, dat U net vir ons uitlig, Here, dat daar's net een God. En die woord sê, niemand kom tot die Vader behalwe deur die Seun Jesus Christus nie. Here, dankie dat U in die kruis gesterf het, sodat daar vir ons oorwinning kan wees. Dankie dat ons nie sal buig voor 'n ander God nie. Nie 'n God op ons manier nie, maar die God van die hemel. Die Here, een wat die hemel en die aarde gemaak het. Die een wat ons knie sal buig en ons tong sal bely. Ons loof en ons prys en ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag en raadpleeg hierdie God en moenie die mens raadpleeg nie. Raadpleeg God. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.